jy weet nie wanneer om te stop, jy sing maar net aan, totdat jy voel is nou genoeg. Ek wil vir julle sê, goeiemôre, kinders van die lig. Lekker om julle almal hier te sien, na die vakansie, die van julle wat terug is, vir die eerste keer so lekker, om u veilig terug te sien, saam met ons het u gemis, en hy verlang, so goed om almal terug te hê, ons gesin, wat ons besoek daar van Potgietersrus af, van pastoor Louis Lourens. Hy is 'n groot vriend van my en pastoor Dani Marie, wat hier sit, baie welkom, saam met ons vertrou, julle gaan die diens geniet, en seëninge ontvang. Ons vra verskoning, dat dit so 'n bietjie donker is in die kerk. Ek dink meeste van ons weet, dat daar 'n groot kragonderbreking is, reg oor die stad. Ons is op die oomblik op 'n kragopwekker, wat net 'n sekere hoeveelheid krag kan lewer. So, ons is dankbaar dat ons daar ons klank en ons koortjiebord en ryligte aan die gang kan hê, om aan te gaan kerk hou, maar hou jy maar gereed as die kragopwekker ook intussen ingee, dan gaan ons alles net so doen, ons gaan net aan, die diens gaan nie stop nie, ons gaan net aan, want die Heilige Gees hou nie op nie, hy hou aan werk. Ons is dankbaar dat ons hier kan wees en ons vertrou dat ons gaan 'n wonderlike tyd saam met die Here hê, saam met die Heilige Gees. Ek wil u nooi, gee jouself oor. Nooi die Heilige Gees in om te kom beweeg. Stel jouself beskikbaar vir 'n ontmoeting met die Here vanmôre, terwyl ons gaan saam sing, die naam van die Here groot maak en gaan verheerlik. Ons het nie 'n baie lang sangdiens nie, maar kom ons klim in, kom ons gee ons alles en ons ontvang dit vir die Heilige Gees vir ons vanmôre deur lof en aanbidding wil bring. Ek gaan u nooi om net so te sit, u hoof te buig en dan kom ons, sluit ons oë. Wil u nie sommer net daar waar u sit, die Heilige Gees innooi en sê, Heilige Gees, wil u saam met ons wees vanmôre. Dankie dat ek hier kan wees. Dankie vir hierdie kosbare nuwe dag wat U in ons lewens toegevoeg het, Here. Dankie dat ons hierdie dag na U huis toe kan opkom. 'n Dag waarin ons verklaar, dis die dag deur die Here gemaak. En ons sal bly wees en ons verheug daarin. Ons wil vra, Heilige Gees, wil U vanmôre kom beweeg in ons lofsang en aanbidding. Wil U kom ontvang dit wat ons na U toe gaan bring. En dit waarmee ons U naam wil groot maak in hierdie oggend, en wil U dan kom en met ons kom ontmoet. Here, U ken elkeen se behoeftes soos ons by die deur ingekom het. U ken elkeen se blydskap, U ken elkeen se lof, U ken elkeen se dankbaarheid. En ons wil dit vanmôre na U toe bring, die pragtige lofliedere wat geskryf is onder die salwing van die Heilige Gees. En ons wil vra, wil U dan hierdie liedere wat ons bring, hierdie lofsang wat ons bring, neem vanmôre, en wil U met dit kom beweeg hier tussen ons deur, ons kom aanraak, 'n arm om 'n skouer kom sit, 'n hand vat vanmôre, Here, ons oplig vir die wat voel, hulle is plat, Here, maar dat ons deur ons lofsang en aanbidding vanmôre in U poorte sal inbeweeg, in die troonkamer sal inbeweeg, en met U ontmoet, is ons gebed in U kosbare naam, en ons wil U loof en eer. Amen. 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 Staan saam met my. Draai sommer net so vinnig om en sê hallo vir iemand wat jy nog nie hallo gesê het. Voor of agter die, sê vir iemand, I am greatly blessed. Greatly blessed. Hallo. Goed, kom ons begin sing. Die Here is my krag en my besaam. Die Here is my krag en my besaam. Van my Vader,
You alone are worthy. Ons
sing ik voor die nog een keer. Halleluja. Kom sommer reguit na voren toe. Ons gaan saam met U bid en ons aan die Here vertrou vir 'n aanraking vanmôre. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou Thee.
lees ons bediening in die lofsang en die aanbid. Ons geluister na getuienis en ek moet dit die vraag. Sommer moet jy daar aan die boek staan en ons moet die vraag. Dis nie graag vir ons. En wanneer nog nie bezig is, dat ek vir julle sê, vir die vorige jaar het my sussie gaan geier en my skoonmoeder in Mosselbaai. Al die pad wat ons gery het, ek en my seun, was dit uiters droog, beskryflik droog. En ek het teruggedink in die keer wat ek gekla het oor ons volksvriend onder water is. En ek wil vandag vir die Here dank, sê vir die water wat ons daar het. Want as jy so kyk in die foto wat daarop is, dit is presies sy dogter se huisbrand of waar die brand plaasvind. As jy daaronder kyk, is daar niks. Dit was verwoestende brand geweest. Ongeskikt, daar was daarom nie meer daar nie, maar ons het die video's gekry en die bevestiging dat dit daar huis is. En ek kan net vir julle sê, die skade wat het aangerig het, met almal om hulle, tot met die tuinroete af. Julle het seker almal daarvan gehoor. En ek sê vir julle as gemeente dankie, want julle het hulle gebid. En ek sê dis 'n wonderwerk. Ons dien 'n wonderlike God en ons moet hom al die eer gee. Want julle kan nou vir julleself kyk. Johannes is die video daar. Kan jy net gaan speel asseblief? En nou vanoggend ook boodskap gekom dat ons tog as die land sal bid vir Noord-Kaap, Klein-Karoo, oralste verleen. En as julle tog, ja, en die Vrystaat, as julle tog vanaand, wanneer julle vandag kyk, asseblief dink aan daai mense wat water bitter nodig het. Die reën is bitter nodig. Daar kan julle sien hoe werk dit. So, asseblief ek vra dit asseblief. Dankie julle. Baie dankie Jackie, ek gaan want die oproep gekom, kerke waar hulle diens net so 'n tydjie sal afstaan en bid vir reën, want daardie deel van die land waar baie nodig is. En ek dink kom ons gaan deel aan hierdie gebed in hierdie oorlog. Terwyl Jackie vir ons hier die video gewys het, terwyl die oproep gekom het, kom ons neem so 'n oombliekie. En ek gaan vra dat elkeen sommer net daar waar hy sit, die hoof sal buig en by jouself 'n gebed sal opstuur nou. Vra Here, dankie vir die reën wat U vir ons gestuur het. Ons oorwou geval. Maar daar is ander dele van die land, van ons mense, Here, dier en plant, wat dit so nodig het. Here, ons wil so vir 'n oomblik net verootmoedig voor U. En ons wil vra, Here, dat U sal uitreik. Here, wanneer ons na hierdie dinge kyk, wanneer ons na die natuur kyk, wanneer ons sien hoe die droogte besig is om te tel en te vernietig, besef ons dat by die mens is daar nie oplossing nie. Besef ons hoe klein ons werklik voor U is. En ons het net een oplossing. En dit is om ons nie te buig voor die almagtige God, die God van hemel en aarde, die God wat die weer beheer en wat die reën kan roep. En ons wil vanmôre voor U buig, Here. Ons wil dit nie voor U buig en ons wil vra, wil U nie uitreik na daardie dele van die land, Here, daar waar dit so intens droog is, waar mens en dier en plant uitroep na U. Ons wil vanmôre as 'n gemeente aansluit by 'n landwyse gebed en ons wil vra, Here, wil U nie net daar voorsien nie, wil U nie net die reën stuur, dat die aarde ook benat word daar en hulle wat hierdie uiterste nodige behoefte het, ook verkort sal word deur dit nie. Ons bid, ons voel ons gebed by elke gebed wat vanmôre opgaan en ons vra, Here, wil U ons hoor, wil U die volk hoor vanmôre en wil U die reën stuur in U kosbare en U lieflike naam. En ons sal nie nalat om vir U dankie te sê. Ons sal nie nalat om aan U die lof en die eer te bring nie. Ons loof U en ons
ons kyk uit vir u ingryp in u lieflike en die wonderlike naam. Amen. Amen. Dis van die Gileas week. Van nou af tot so einde Februarie gaan van die Gileas by elke diens weer hê. En u gaan nou hoor waaroor dit gaan as u nog nie kan raai waaroor dit gaan. Die van u wat nog nie hierdie uitdaging gekry het, daar is nog 'n paar oor in die portaal. Wat vir julle uitdaging? Ons daag elkeen uit in die gemeente om 'n taxi uit jou kop uit te neem. 'n hoofstuk uit jou kop uit te neem. 'n paar psalms uit jou kop uit te neem. En dan gaan ons 'n dag hou waarin ons die woord van God in hierdie gemeente net gaan verklaar. Elke ene wat gewillig is en elke ene wat voorberei is, gaan 'n kans kry om 'n skrifgedeelte op te sê. So vandag het ek nou Psalm 134. Kom, loof die Here, al die knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Here. Amen. Amen. Die Here seën jou uit Sion. Die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Sê dit saam met my. Kom, loof die Here, al die knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Here. En loof die Here. Nou sê dan weer vir my, julle ken jy Psalm met julle kop uit. Amen. Amen. Dankie. Dan die Gileas, ek wil vir u sê, ek het opgewonde oor die dag. Kyk uit, ons gaan hier so, ek dink by die laaste Sondag, ek gaan nou 'n geleentheid gee, so by die laaste Sondag van Februarie dan gaan ons hierdie dag hou, waarin ons die woord van die Here gaan verklaar. Ek wil vir u sê, dit beteken vir jouself ook iets. Ek het Paulus se oorwinningslied in Romeine 8 begin leer, en ek kan die hele oorwinningslied opsê, maar ek sê dit nie sommer net op, omdat ons dit nie leer nie. Ek bid dit nou elke oggend oor myself. Amen. En dit beteken vir my nogal baie. Ek bid elke oggend die oorwinningslied op myself af, en dit is baie kosbaar. Ek het 'n hand gesien daar, ek weet nie of daar 'n getuienis is, ek weet nie, ek is sterk stem, ek kan nie 'n mikrofoon hoor nie. Ek wil net vandag weer baie sê, nommer 1 om hier te staan, en dis wonderlik om elke van julle, daar is nog 'n paar leer, kyk en mag vir almal gesig wees binnekort. Maar ek het 'n getuienis ten opsigte van dit wat Jack het gesê het oor die reën wat daar nie is nie, en die droogheid wat daar was, of wat daar nog steeds is. En ek wil net vandag hierdie getuienis, dit is vir my eintlik vir ons almal 'n baie groot getuienis, want die Here is goed. Die Here stel belang in tot die kleinste van die kleinste dingetjies, en hy is bewus van elkeen van ons. Soos wat ons die afgelope tyd so vreeslik baie reën gehad het, en dit die aarde lekker nat was, het, soos die meeste van julle weet, het Bianca en ek getroud die 19de Desember, en was nat. Dit was baie nat geweest. En die dag voor die troue was ons daar op die plot geweest, die plaas geweest waar hulle getrou het, en was echt ook hulle troue geweest. En dit was nat, sok nat. En 'n paar mense het gesê, nee, julle gaan maar tweede plan moet maak, en die troue binne te skuif. Ek sê, julle verstaan nie. Ek bestel al lankal goeie sonskyn weer vir die spesiale dag. En selfs ons huisgery het nog gedoen en was nat geweest. En dit sal nou alles buite sal plaasvind, maar ons is nog om dit aan die een kant ook, dat ons wil nie hê dit moet in binne geskryf word nie, want Bianca en Damien wil klaar uit. So, die Vrydag die 19de Desember is ook getrek, blikke, 'n bietjie wolke in die lug, wat die foto's so mooi gemaak het, en geen reën daai dag gewees.
Sy was droog gewees en ons kon gemaklik op die stoele buite sit, die stoel het nie ingesak in die gras nie, alles was net perfek en die seën van die Here was daar. En ek wil net elkeen aanmoedig en sê, moenie dink dat die Here nie vir julle enigiets kan doen nie. Hy is die Heer van die weer. Hy kan die weer mooi dag gee en die reën laat ophou vir sy kinders, want hy stel belang in ons. Hy wil hê dat ons moet hom vra vir dit wat ons nodig het. En net daai aand, toe die troue nou verby is, het ons vriende ons laat weet dat 10 uur daai aand, toe sak die reën weer uit. En ek wil net vandag vir die Here dankie sê dat hy sien ons gebede raak. Amen. 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 Is daar nog iemand? Asseblief, Louise en dan Jackie, en dan gaan ons naar die woord van die Here. Te midde van al die reën en alles, en die baie al wat om ons geval het ek dankbaar daarvoor vir die Here gesê. Dit is my so elke keer as ek hierdie donker wolke sien aankom, dan sê ek net Here, dankie vir die reën, maar asseblief nie al nie, wat ons klank groente aan vir ons bestaan, ons lewe daarvan. En ons het 'n klein bietjie laag gehad, wat amper niks skade gedoen het aan ons plante nie. En dan wil ek het nou vir dan nie gesien nie, maar Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Amen. Jackie. Goeiemôre almal. Ek wil net sê, julle almal weet, ek groet altyd en ek sê dit gaan al goeder en goeder. So dit vanmôre getuig dat hy lees hierdie spesifieke gedeelte en hy spreek dit oor homself uit. En dit is wat ek doen, nog elke keer as ek sê, dit gaan al goeder en goeder. Ek spreek dit oor myself uit. Amen. En ek glo dit. En hier in die helfte van Desember rond, nadat ek van vakansie teruggekom het die Here my uitermatiglik geseën. Ek is eintlik bang om te sê met hoeveel finansies het die Here my geseën. Maar hy het my uitermatig geseën. Amen. En ek wil u bemoedig. Spreek goeie dinge oor jouself uit. Want dit werk. Maar dit help nie, jy sê dit nie. Jy moet dit glo ook. Want die Here is in beheer en hy hoor elke woord wat jy sê. Daar's 'n ou koortjie wat sê, die Here my God, hy gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbel. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dan is daar 'n ander koortjie wat ons saam met dit sing. Want ek is nou eenmaal die geseënde van die Here. En saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. Glo u dit? Amen. Jy moet dit in jou hart glo en jy moet daarby staan en jy moet dit uitspreek dat die hemel en die hel dit kan hoor. Dat jy is 'n geseënde van die Here en saam met Jesus Christus. En ek wil elke woord hoor wat die Here my leer. Amen. 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 Dankie, Jackie. Die bevestig eintlik die woord wat die Here op my hart gelê het as ek saam met volg die Bybel Spreuke die 3de hoofstuk en laai of ons sal nou op die skerm hier agter my verskyn, maar terwyl ek gedink het aan hierdie diens vanoggend, ek gedink het dat dit is eintlik die eerste
werklike diens waar ons weer saam met die vakansiegangers en al wat so 'n bietjie gerus gaan rus sit en net so 'n bietjie afgevat het, weer by mekaar kom. Wat sê ons in hierdie diens vir mekaar so aan die begin van die jaar? Waaroor gaan ons gesels? En ek kry 'n gedagte: op jou werke gereed weg. En ek vra vir die Heilige Gees, maar wat sê ek rondom dit vir die gemeente? Dis 'n nuwe jaar, ons is op ons werke, ons is gereed en ons moet wegspring. En die Heilige Gees sê vir my, spring sterk weg. Spring sterk weg. En ek maak 'n tema wat ek dan vanmôre met u wil deel, en dit is sê, begin jou geloofsjaar sterk. Begin dit sterk in die Here. En dis interessant, ek het so 'n bietjie gaan rondlees en rondkrap, dis interessant hoe verskillende mense in verskillende lande hulle nuwejaarsvoornemens vasmaak en hulle nuwe jaar vier en met 'n gedagte dat die voornemens wat hulle geneem het, die besluite wat hulle gemaak het, hulle dan wil sien deurgaan deur die res van die jaar. En ek het vanoggend ongelukkig so 'n bietjie van 'n probleem opgetel met die krag afgaan, want ek staan baie vroeg op 'n Sondagoggend en dan gaan doen ek my laaste afrondingswerkies in die kantoor en ek bid vir die diens en goed, en net voor ek opstaan gaan die krag af. En ek besef my preek is nog op my rekenaar, my notas. Ek het dit nog nie oorgesit op my tablet nie, en toe moes ek nou baie vanoggend op die Heilige Gees gaan vertrou oor die hand net van die gedagtes wat ek met u wil deel, oordra, maar 'n paar goed wat ek onthou van wat ek raak gelees het, van die verskillende dinge waar en maniere waarop mense in verskillende lande hulle jaar begin, en sekere rituele volg. En nou is dit nogal baie interessant, daar is lande waar mense hulle nuwejaarswense op 'n stukkie papier skryf, dan verbrand hulle die papier en hulle drink die as van champagne. En dan glo hulle nuwejaarswense gaan waar word in die nuwe jaar en hulle gaan die hele jaar sterk deurgaan. Daar is lande waar mense ou borde en koppies en pierings en goed stukken gooi en glo daarin dat hulle nuwe jaar gaan 'n baie goeie nuwe jaar wees. Daar is lande waar hulle wit bomme op water gooi om weg te dryf, en daarin glo hulle dan dat is hulle nuwejaarswense wat die jaar ingaan en dit gaan staande bly en hulle gaan dit staande hou en al hulle wense gaan waar word. Dan is daar 'n land wat glo jy moet op nuwejaarsoggend mooi kyk, wie is die eerste persoon wat oor jou drempel stap? Want daardie persoon gaan bepaal of dit 'n goeie of 'n slegte jaar was. Nou ja, ek weet nie hoe hanteer ou dit nie, as daar nou 'n slegte vriend by jou kom kuier, wat jy nie wil hê nie, gaan jy hom stop en sê nee, ons kuier buite vanoggend, want jy moet iemand beter oor die drempel stap. Ek het nuwejaarswense wat moet waar word en wat ek graag wil waar hê. So begin baie mense in verskillende lande hulle nuwe jaar met verskillende idees omtrent die goeie voornemens wat hulle maak vir die jaar. Maar daar's 'n vraag wat by my ontstaan. As jy dit op daardie manier begin, versterk dit werklik jou jaar? Versterk dit werklik jou geloofsjaar? Want jy sien, goeie voornemens is slegs nuttig wanneer dit reg deur die jaar jou eie lewe kan versterk en dit reg deur die jaar vir jou kan sin maak en jou ook aan die einde van die jaar sterk kan laat eindig. En dan kom ons en ons kry die wyse Salomo wat hier in Spreuke 3 vir ons 'n besonderse woord skryf en 'n baie sterker en beter gedagte bring rondom ons nuwejaarsvoornemens en ons hoop op die jaar dat ons 'n beter jaar gaan hê. Ek glo ons almal het in ons hart daardie hoop
dat dit 'n beter jaar gaan wees. Dis wat ons mekaar toewens aan die begin van die jaar, dat dit 'n voorspoedige jaar sal wees. Nou kom Salomo en hy bring iets sterks na ons toe in hoofstuk 3, vers 4 en 5. Hy sê, vertrou op die Here. Maar is nie sommer net vertrou op die Here nie. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En daar's 3 baie belangrike gedagtes wat Salomo vir ons deurgee in hierdie gedeelte, my broer en suster. En die eerste een is dat ons nie ons vertroue in ons eie besluite en ons eie goeie voornemens sal plaas nie, want dis die gevaar van goeie voornemens en goeie besluite vir 'n nuwe jaar, as jy nie die Here in dit inbring nie. Jy begin vertrou op jou eie besluite. Jy plaas jou vertroue in jou eie menslike besluite, wat feilbare besluite kan wees. En nou kom Salomo en hy sê nee, wanneer jy enigsins wil vertrou vir jou lewe vorentoe, of dit 'n nuwe jaar, of 'n nuwe seisoen, of 'n nuwe oomblik, of 'n nuwe era is wat voorlê, begin by die Here. Plaas jou vertroue in die Here, dan sal jy sterk begin, en dan gaan jy gereed wees om sterk weg te spring. Moenie in jou eie vermoëns en jou eie goeie voornemens vertrou nie. Heel bo aan die voornemenslys moet die Here wees, en jy moet hom ken in elke besluit wat jy neem in hierdie jaar. Elke besluit wat jy neem in jou lewe vorentoe. En dan eindig hy dit met hierdie pragtige gedeelte. Hy sê, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En 'n gedagte wat my opval, hier so 3 gedagtes wat ek in kort met u wil deel, wat my opval rondom dit, is in die eerste plek, dat wanneer ons nuwe jaar ingaan, wanneer ons voel om 'n nuwe jaar sterk te begin, ons geloofsjaar sterk aan te pak, is dit nodig dat ons dissipline aan die dag sal lê. Dis nodig dat ons ook geestelike dissipline aan die dag sal lê. Psalm 37 kom Dawid en hy bevestig hierdie gedagte. Hy sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Verlustig jou in die Here. Verlustig beteken dat daar 'n diep tevredenheid in jou is, in iets of in iemand. En dit impliseer dan dat jy die Here sal te vertrou met 'n tevredenheid in jou, wat 'n vreugde bring in alles in die lewe. Alles nie altyd goed nie. Alles nie altyd lekker nie. Maar dat jou vertroue lê nie meer in die situasies rondom jou nie. Jou vertroue lê nie meer in die besluite wat jy met jouself geneem het om die jaar en die toekoms vir jou beter te maak nie. Jou vertroue lê in die Here. Jy verlustig jou in hom, en dit bring daar die tevredenheid, en dit bring daar die vreugde van al loop dinge dan ook verkeerd in hierdie jaar. Is die Here steeds daar om jou vas te hou en jou op te lig en jou op te tel, sy ewige arms onder jou in te steek en jou op te tel uit daardie omstandighede uit. Wanneer Salomo sê, hy sal jou paaie gelyk maak, beteken dit nie, daar sal nie standpuntskote wees in hierdie jaar nie. Ek ken nie die jaar vorentoe nie. Ek kan nie vir u sê wat gaan gebeur nie, maar wat ek wel vir u kan sê, as ek kyk na die profeseë van die Bybel, as ek kyk na die tye waarin ons leef, wil ek vir u sê,
die jaar wat voor ons lê, gaan nie altyd sonder moeilikheid en sonder probleme wees nie. Maar een ding weet ek, my vertroue is in die Here. En ek vertrou dat hy my gaan deur elke moeilike probleem, deur elke omstandighede. In daardie moeilike tye sal ek ondervind en u sal ondervind dat die Here is daar en jy kan hom ook vertrou vir daardie oomblikke, dat hy jou sal ingryp in daardie oomblikke en dat hy 'n verandering sal bring. Ons moet ons geestelike dissipline so handhaaf en so toepas, dat ons sal besef, en dit gaan ook al snaaks klink, maar ek en jy kan nie die Here beïndruk deur kerk toe te gaan en Bybel te lees en te bid en 'n geestelike lewe te probeer handhaaf en Bybeltekste te leer nie. Ons doen dit uit dankbaarheid vir wat die Here reeds vir ons gedoen het tot hier. In ons geestelike dissipline kom ons kerk toe op 'n Sondag, omdat ons dankbaar is dat die Here ons deur die week gedra het en vir alles wat hy vir ons gedoen het, en ons daar by die kerk vir hom kom dankie sê saam met al die ander gelowiges en ons daar ook opgebou en gestig en versterk word vir die week wat voor lê. Ons bid omdat ons dankbaar is. Ons bid omdat ons nood het, maar in ons nood het ons ook dankbaarheid, want ons bid tot 'n God wat kan voorsien en die onmoontlike moontlik kan maak. En wanneer ons teen die onmoontlike vas staan en ons gaan bid, dan gaan ons nie bid om hom te beïndruk nie. Ons gaan omdat ons gaan erken, Here, ons het 'n behoefte en ons het U nodig en ek dankbaar dat daar 'n God is wat ons geleer het om te bid. Tot hom toe kom ons en ons bid en ons val op ons knieë neer en ons roep hom aan en ons vra, Here, in ons geestelike dissipline wil U nie net ons dankbaarheid ook aanvaar nie, want dis die basis vir alles wat ek en U van die Here ontvang. Vir dit wat die Here gedoen het aan die kruis, dit wat hy nou nog vir ons doen en dit wat hy vorentoe vir ons gaan doen. In ons geloofswandel met die Here gaan dit nie oor sodat ons kom nie kerk toe sodat ons bid nie sodat die Here dit en dit vir ons sal doen. Dit gaan oor omdat U ons liefhet. Omdat U ons eerste lief gehad het. Omdat U die God is wat al die beloftes in U woord maak en die vreugde in ons harte bring. Kom ons en ons kom aanbid U en ons bring ons lof na U toe en ons bring die eer na U toe, omdat ons U nodig het, omdat ons behoeftige mense is. Kom ons na U toe en ons ontvang uit U hand. Nie so dat die Here my sal raak sien nie en my dan insluit in sy koninkryk en ek deel word van die seëninge wat hy uitgiet nie. Dis omdat ek reeds ingesluit is in sy koninkryk en ek reeds geseën is. Wie die gedagte aangehaal, ek dink, ja, geseënd sal ek wees in die stad, geseënd sal ek wees in die veld, geseënd is die werke van my hande en al my geld. Here, omdat ek geseënd is, kom ek in my geestelike dissipline en ek hou vas aan U. Ek plaas my vertroue in U, Here, en ek gaan hierdie jaar sterk wegspring, omdat ek my vertroue in U geplaas het en ek gaan met daardie sterk vertroue vorentoe. Daar's 'n tweede gedagte wat ek by U wil los vandag. En ek wil daarin sê, anker al jou besluite in die Here. Kry anker vir hierdie jaar voordat jy wegstem. En daar is ons verskillende maniere. Kry vir jou 'n skrifgedeelte, 'n hoofstuk, 'n teks in die woord van die Here. Iets geesteliks wat jy daagliks
tot jou lewe kan toevoeg en oor jou lewe kan spreek. En dit is my kosbaar dat dit eintlik uitgekom het in die getuienisse van vandag. En ons het die ideale geleentheid nou, terwyl ons nog deel het van ons 100 jaar feesvieringe en ons hierdie dag gaan hou, waarin ons die woord gaan kom verklaar. Nou die geleentheid om vir u 'n anker te kry, 'n gedeelte wat u memoriseer. En ek dink dat die Gideon glimlag nou lekker. 'n Gedeelte wat ons memoriseer, waarop jy kan staan elke oomblik van elke dag. Wanneer dit vir jou lyk of 'n besluit van jou wat jy geneem het, nie gaan werk nie. Neem daar die gedeelte as jou anker om jou vas te hou in hierdie lewe. Paulus kom en hy gee vir ons eintlik so 'n mooi riglyn in 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 15 tot 22. U kan dit volg daar in die Bybel of in die bord of op die bord hier agter my. Ek gaan dit met u so bietjie in 'n ander taal deel vanmôre, so op 'n ander manier. Maar dit wat hy daar skryf, hy begin daar so by die tweede gedeelte van vers 15. En hy sê, wees altyd deur goed, doen altyd deur goed, selfs vir mekaar en vir ander. En hy is so ernstig oor dit. Hy sê, jaag dit na. Jaag altyd na wat goed is. En doen dan goed. Dis die eerste deel van die riglyn om sterk weg te spring in hierdie jaar, is om te besluit dat waar ek kan en aan wie ek kan, gaan ek goed doen. Nie net aan hulle hier in die gemeente nie, maar ook buite die gemeente, ook aan ander. Doen wat goed is. Dan kom hy in die tweede plek. Hy sê, wees altyd bly. In ons blydskap het ons 'n ander anker. In ons blydskap het ons 'n beskerming teen die dinge wat verkeerd loop in die lewe. Jy ken die koortjie wat sê die blydskap van die Here is my beskutting. Nou kom uit die woord uit. En die blydskap van die Here, daardie blydskap waarmee ek en jy wegspring in hierdie jaar, en daardie blydskap wat ons aan werk om heel jaar ons beskutting te wees. Dit gaan ons beskerming wees in hierdie jaar deur alles wat met ons gebeur. Ons beskerming teen moedeloosheid, ons beskerming teen mismoedigheid, ons beskerming teen swakgalligheid, ons beskerming teen depressie. Ek wil vir u sê, u kan noem dit wat u wil. Soveel dinge wat die dokters en die slim geleerde mense nie oplossings het in hierdie dag voor nie. Wil ek vanmôre vir u sê, dat wanneer die blydskap van die Here die beskutting en die beskerming word, is daar 'n oplossing vir elke probleem en is daar 'n uitkoms uit elke probleem en uit elke omstandighede waarin ons mag vind. Dan sê hy in die volgende plek, moenie moeg word om te bid nie. Bid sonder ophou. En ek wil vir u vandag sê, soms bid ons lank oor 'n saak. En ons begin wonder, hoe lank moet ons nog daaroor bid? Ek het nie vir u antwoord om te sê, u moet nog 'n maand of 3 maande bid nie. Die Bybel sê, bid sonder ophou. Hou aan bid. Iewers gaan die Here jou hoor en gaan hy jou antwoord op sy tyd en gaan hy op sy tyd vir jou voorsien. Die volgende wat hy vir ons sê wat ons moet doen, is ons moet luister wanneer die Heilige Gees praat. Ekskuus, ek het nou een woord verstaan. Ons moet dankbaar wees in alles, want dit is die wil van God. Wees dankbaar. En ons het nou oor die dankbaarheid gepraat. En dan gaan hy die volgende een sê, moenie toelaat dat die werk van die Heilige Gees in jou vervlou nie. Soms wanneer die jaar al so geloop het en dit lyk of alles nie wil gaan soos ons dit beplan nie, raak ons bietjie moeg. Raak ons ook geestelik bietjie moeg en begin ons geestelik so bietjie vervlou. Paulus sê,
neem 'n besluit aan die begin van die jaar. Ek gaan nie toelaat dat enige iets in hierdie jaar die werk van die Heilige Gees in my lewe vervlou nie. Hy sê, blus die Gees nie uit nie. Laat die Heilige Gees altyd deur werk. En dan gaan hy verder en hy sê ook, luister, wanneer die Heilige Gees met jou praat. En hy gebruik die voorbeeld van profesie. Hy sê, verag die profesie nie. Nou weet ek, ons leef in 'n tyd waarin ons so 'n bietjie ander sieninge het rondom dit. En Paulus het vir ons 'n waarskuwing oor dit in dieselfde gedeelte, wanneer hy sê, verag die profesie nie. Hy gee die waarskuwing en hy sê vir ons, wees versigtig, maak seker dat dit van die Here afkom. Wanneer daar 'n profesie na jou toe kom, ondersoek dit in die woord van die Here en maak seker dit kom van die Here af. Beproef dit, sê hy, maar behou die goeie. Beproef dit, maar behou die goeie. Die goeie is dit wat die woord vir ons leer. Dit wat ek en jy geleer het tot hier vandag toe uit die woord van die Here. Dit wat ons gedra tot waar ons vandag is. Hy sê, beproef alles, maar behou die goeie. En dan kom hy laastens en hy sê, bly weg van alle kwaad. Beproef, behou, moenie die kwaad beproef nie. Besorg vir die kwaad. Wees versigtig. Bly eerder heeltemal weg. Want die kwaad vang van jou, voordat jy dit agterkom. Die kwaad het 'n slinkse manier om jou te gryp. En dan is jou hele krag waarmee jy weggespring het in hierdie jaar, is verlore. As jy wil sterk wegspring, moenie na die kwaad toe gaan nie, bly weg van dit af. En dan kom bid hy eintlik hierdie besonderse gebed tot versterking in verse 23 en 24. Hy bid en hy sê, mag die God van alle vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Paulus bid 'n besonderse gebed. Hy sê in jou sterk wegspring in hierdie jaar, in die wegspring van jou geloofsjaar, moet jou hele gedagte so wees dat jy in alles bewaar sal word om heilig te bly by die wederkoms van Jesus Christus. Dat ons in alles wat ons doen in hierdie jaar, dat ons in alles wat ons aanpak, in alles wat ons besluit, ons oë so gefestig sal hou op die Here, dat ons hom so sal vertrou, dat indien die Here in hierdie jaar kom, en ek wil vir u sê, dit is nie onmoontlik nie, maar indien hy kom, dat ek en jy gereed sal wees en ons heilig sal wees, omdat hy ons gaan bewaar en ons paaie en ons wiere vir ons gelyk gaan maak. Hy bid verder. Hy sê dat ons in geheel, ons hele mens wees, gees, siel en liggaam bewaar sal word, onberispelik by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan sluit hy dit af met hierdie bemoediging. Hy wat julle geroep het, is getrou. Hy sal dit ook doen. Hy sal dit ook doen. Halleluja. Hier is 'n baie goeie stukkie om te memoriseer vir daardie dag wat ons gaan hou. En ook oor jouself af te bid en oor jouself uit te spreek.
Die Here sal dit doen. En dan wil ek 'n laaste gedeelte net ten slotte aanhaal. 'n Gedeelte wat ek wil sê, stap saam met die Here. Van die eerste dag van hierdie jaar tot by die laaste dag. Want om saam te stap met die Here gaan nie net oor 'n afspraak elke Sondag by die kerk of elke Dinsdag by die biduur nie, maar dit gaan oor elke dag. Dit maak jou hart vir hom oop. En Salomo se raad aan ons vir elke dag is: vertrou op die Here. Ken hom in alles. Ken hom in al jou weë. En ek wil vir u sê, geliefdes, dis uiters noodsaaklik dat ons in ons geloofswandel en ons geloofspad hierdie jaar soveel as moontlik by die huis van die Here sal uitkom, want ons het die versterking nodig wat ons kry daar op 'n Sondag. Dis nodig dat ons soveel as wat moontlik is by die biduur sal uitkom en by alles wat in die gemeente aangebied word, want is daar waar ons die ondersteuning het en die ondersteuning geniet, maar in ons stap met die Here, kom dit en dit praat met ons en dit maak ons hart vir die Here oop. Dit beïnvloed eintlik die toestand van jou hart, want jy begin anders dink oor dinge. Jy begin anders besluit. Jy begin anders beweeg wanneer jou hart verander word. Wanneer jy waarlik van die eerste dag af sterk wegspring en die pad saam met die Here stap, dan jy 'n behoefte en 'n begeerte om Sondag in die huis van die Here te wees en jy te ontvang dit wat hy daar vir jou wil gee. Jy het 'n begeerte om by die gebed self uit te kom op 'n Dinsdag en net saam te kom bid en te kom ontvang dit wat die Here daar vir jou doen en te ervaar hoe hy gebede antwoord en soms dinge wat vir ons onmoontlik lyk om dit te antwoord en dit te herstel. Kom ek sê vir u iets laats wat ek in huis toe vat vir 'n sterk vers van die jaar. Dit maak die duiwel bekommerd wanneer jy elke dag op pad met die Here stap. Dit pla nie as daar so hier en daar 'n geestelike oplewing is en jy skielik besluit jy gaan nou kerk toe vandag, dan gaan jy weer 3 weke wegbly. Duiwel weet wat aangaan en hy weet jy gaan weer terug op jou ou dinge. Maar wanneer jy doelbewus elke dag gedissiplineerd een voet voor die ander neersit, dan stap jy in geloof, dan stap jy in vertroue. En wanneer jy in geloof stap, dan spandeer jy tyd in gebed. Het jy geweet 'n mens kan bid terwyl jy stap? Yes. 'n Mens kan bid terwyl jy ry. 'n Mens kan bid terwyl jy werk. 'n Mens kan bid terwyl jy beweeg. 'n Mens kan bid die oggend as jy jou oë oopmaak. 'n Mens kan bid die aand as jy jou oë toemaak, al lê jy al in die bed. Wanneer jy 'n dag saam met die Here elke dag stap en jy gee tree vir tree in jou geloofswandel saam met die Here, dan is daar 'n oorwinning in jou daaglikse stap en 'n oorwinning in jou daaglikse tree en voel jy net hoe sterk jy die jaar ingaan, nie omdat dit jy is nie, maar omdat jou vertroue in die Here is en hy saam met jou stap en jy saam met hom. En dan ervaar jy die oorwinning en die krag waarmee jy weggespring het in hierdie jaar. My gebed vir elkeen van ons in die gemeente, geliefdes, is dat ons een besluit sal neem vir hierdie jaar. En dit is om sterk weg te spring. Om sterk te begin beweeg. En ons alles in te sit. En ek wil 'n gebed bid vir die gemeente. En ek wil vra as jy by die gebed wil ingesluit word, of jy net aan wil opsteek vanmôre. Sê Here, ek wil sterk word.
Ek wil my alles insit in hierdie jaar. En ek wil sommer van hierdie oomblik af sterk beweeg. Terwyl baie hande opgaan, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Ons wil vir U selfs kom dankie sê dat dit nie ons gebed is alleen nie, maar dat dit die Heilige Gees is. U maak daardie belofte in Romeine 8, wanneer ons nie meer weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Here, ons weet nie wat in die jaar voorlê nie. Ons weet nie wat met ons gaan gebeur nie, maar ons kom in hierdie oggend en ons wil vra, Heilige Gees, wil U hierdie gebed van ons vanmôre hoor. Ons wil wegspring met 'n vertroue in die Here. Ons wil ons hele lewe in U hand plaas en ons wil ervaar hoe U in hierdie jaar ons weer gaan gelyk maak. Ons paaie gaan gelyk maak en ons gaan weer dra in hierdie jaar. Here, in alles wat ons gaan doen, in alles wat ons 'n besluit gaan neem, in alles wat ons beplan, wil ons U heel eerste op die beplanningslysie plaas. Ons wil daar skryf, vertroue in die Here en Hy sal jou pad gelyk maak. En dan begin ons die beplanning doen en begin ons eie idees insit. Hemelse Vader, ons wil kom dit wat Paulus vir ons geleer het. En ons begeerte is dat wanneer ons aan die einde van die jaar kom, as ons daar gaan kom, dat ons net so sterk sal wees. Gereed en heilig vir U om met ons te doen wat U met ons wil doen. Ek bid vir seëninge oor elkeen van my broers en susters. Bid vir seëninge oor die gemeente vanmôre. Bid vir seëninge oor elke departement in hierdie gemeente vandag. En vra Here dat U ons almal sterk sal wegtrek in U kosbare en U lieflike naam. Amen. 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 Mag dit vir ons waarlik 'n jaar wees waarin ons sterk sal beweeg, waarin ons sterk oorwinning sal ervaar en waarin ons werklik net die krag en die heerlikheid van die Here sal ervaar. Ek wil vir U net 'n paar afkondigings voorhou by die musiekspan na vorentoe kom en ek gaan sommer begin by nadiens. Ongelukkig om weer die kragprobleem is ons koffiestasie nog nie gereed nie. Ek het in die week in ons nuusbriefie gesê dat ons gaan vandag weer die koffiestasie heropen en die lekker kom saam kuier. Ons sien uit daarna om die vakansiestories te hoor, die vakansiegetuienisse te hoor, maar ongelukkig is daar nog die krag daar in die saal nie, en die kragopwekker is te swak om die ins te trek. U kan 'n glasie water gaan drink en kuier as u wil, dit moet nie, maar jammer daarvoor, ons vertrou in die volgende week is alles weer stel met saam met ons verbid, want kom alle geruimheid en ons vertrou om opgelos word. Dit is nog nie aandienste nie, ek wil vir dat weet wanneer ons by aandienste weer begin, dit sal moontlik so oor 2 weke wees, maar Dinsdag begin ons gebed selfgroep weer om 9:30 hier in die bidkamer in Langsaan en ons kyk uit daarna om die bidkamer oorlopingsvol te maak en saam te kom bid in die naam van die Here ook aan te roep. En ons jeug het nog nie begin nie, maar volgende Sondag neem ons kinderkerk ook weer aanvang. Die skole begin in hierdie week, so die kinderkerk sal ook weer begin volgende Sondag en so stadig kom alles weer in rad en begin die wiel al vinniger en vinniger te draai en moet ons sterk raak en sterk wees vir dit wat alles gaan gebeur. Ek vertrou, ek het al die afkondigings wat ek vir u moes noem. Ek het nog een nuwe ou vertaling Bybel teen R400 as iemand belangstel. Splinte nuwe Bybel in sy verpakking, want dit wat ons laaste gestel het, baie mooi groene druk, 53 vertaling, wat op 'n baie spesiale prys verkoop word, R400, as daar iemand belangstel. Goed,
Jammer, die staat gekoop. Ek weet 500 aan. Ek gaan nie 'n veiling hou nie. As daar nog van hier wat belangstel, dan sien my, dan bestel ek ons in die Kaap af. Maar dit is 'n baie mooi, besonderse Bybel. Die Here seën vir u, staan saam met ons, kry die offergawe en gereed. Ons gaan slotlied sing. By ons broers opkom, gaan ons net bid oor die offerande. Hemelse Vader, ons kom sê ook vir dankie dat ons geseënd is op hierdie gebied en dat ons op hierdie gebied ook ons dankbaarheid aan U kan bring. Here, in dit wat U vir ons daagliks mee seën en dat ons kan terugkom en net offerande en 'n tiende, dit wat aan U behoort, vir U kan kom teruggee vanuit ons dankbaarheid. En wil U dit dan gebruik, wil U dit neem, wil U dit vermeerder en gee dat dit wys aangewend sal word, daar waar dit nodig is in die bediening van hierdie gemeente. Seën elke bywoner gegewe vanmôre in die kosbare naam. Amen. Ons gaan sing, hy leef hier in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. Hy Jesus leef in my, hy leef in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. Hy Jesus leef in my. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hy Jesus leef, hy leef in my hart. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hy Jesus leef in my. Hy leef, hy leef, hy leef in my heart. Hy Jesus leef in my, hy leef in my heart. Hy leef, hy leef, hy leef in my heart. Hy Jesus leef in my. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hy Jesus leef, hy leef in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hy Jesus leef in my. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hy Jesus leef, hy leef in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hy Jesus leef in my. Ek gaan saam met haar Halleluja. Ons is dierbare en heilige Hemelse Vader. Here, ons wil allemaal weer baie laag en nederig voor U wees, Here. Here, in alle eerbied en respek, Here Jesus, voor U kom, Here. Here, ek wil U dankie sê, Here, vir die wonderlike voorreg, Here, wat ons gehad het, Here, om U teenwoordigheid te betree vanmôre, Here, met lofprysing en aanbidding, Here Jesus. Here, ons wil vanmôre dankie sê, Here, vir die wegspringblokke, Here, wat daar vir ons deurgelê is vanmôre in hierdie geïnspireerde diens, Here, waarmee ons graag wil wegspring in hierdie jaar, Here. Here, ons wil U al die lof en die eer en die aanbidding, Here. Dankie sê, Here, vir elke seëning, Here, wat ons uit die hand het van ontvang in hierdie jaar, Here. En ons wil vra, Here, dat U so met elke van ons sal wees, dat U saam met ons sal gaan deur hierdie week, Here, dat U ons sal goed sal bewaar, Here, Here, dat U ons agterhoede en ons voorhoede sal wees, Here, in hierdie week en deur hierdie jaar, Here. Here, ons wil so ook vra, bring ons volgende week saam, veilig weer terug, Here. Here, sodat ons saam, Here, in U naam ook groot maak, Here. En ons dank U daarvoor in die groot en die heilige en die almagtige naam, die naam van Jesus. Halleluja. Dankie, Here. Amen.